Goed, hallo en welkom. Vandag kyk ons na 'n stel bronne wat jy saamgebring het. Dis uittreksels uit KPG Nel se digbundel Al Miskien, versameling van 2023 se gedigte. Ons gaan so 'n bietjie dieper delf en kyk wat die kern daarvan is. Dis wel amper 'n persoonlike dagboek van 2023, maar in versvorm. En daai titel Al Miskien, dis nogal treffend. Die voorwoord sê dis 'n woord wat die digter se oupa Karel gebruik het. Amper soos 'n laaste woord in 'n stryery. Jy weet, die HAT sê dis 'n uitroep soos nogtans of ten spyte van, kan ook tog beteken. Het jy al ooit van die woord gehoor voor die bundel? Dit klink so lekker, soos jy sê, vas buiterig. Nee, ek moet bieg, dis nie vir my ook, maar dit pas, né? Dit roep sommer dadelik 'n houding op. En die voorwoord skets mos daai konteks. 2023 was, ja, dit was rof. Wêreldwyd bedoel ek. Die COVID naderdraai, ekonomiese druk, Oekraïne, ons eie beerdkrag hier. En dan natuurlik Gaza, dis 'n swaar agtergrond, maar dan, te midde van dit alles, sê die digter, al miskien dit was 'n goeie jaar van gesondheid, goeie dinge en genade. Sjoe. En daai spanning, jy weet daai weiering om net tou op te gooi, dit voel vir my dis die hart van hierdie bundel. So ons kyk vandag hoe daai spanning die donker buite en die lig binne, hoe dit uitspeel in die gedigte self. Reg, kom ons spring weg. Die gevoel van plek en tyd, dit kom sterk deur. Die gedig, die N9, dis 'n goeie plek om te begin, dink ek. Dis nie net 'n pad nie, dis amper lewendig. Ja. Hy skryf oor die skrifte van die N9, wat, luister hierna, eeltes van my siel se onthouplekkies tot rouplekkies rasper. Wow. Dis so fisies, pynlik amper, hoe 'n plek jou kan merk. Dis 'n kragtige beeld, ja. En let op hoe hy daai baie persoonlike gevoel, die siel se onthouplekkies, dadelik koppel aan die groter prentjie. Jy weet, die stofvarrel by 'n graf langs die pad. Die bedelkindertjies wat net nie ouer word nie, voel dit. Die boere wat sukkel met Eskom, die paaie wat so foos gery word, want, wel, die treine loop nie meer soos dit moet nie. Die N9 word amper klein Suid-Afrika. Ja, 'n mikrokosmos. Dis 'n goeie woord. 'n Landskap wat persoonlike goed en sosiale goed weerspieël. Presies. En daai vraag aan die einde van die gedig, loop die N9 uiteindelik noord of suid? Dit voel amper of hy sê die pad is net so onseker soos die land se rigting. Dis 'n goeie punt. Daardie gevoel van onsekerheid, miskien selfs verval op die N9, dit skakel nogal met 'n ander tema, né? Die verganklikheid van alles, ons pogings. Ja, absoluut. Die gedig Verdamping, dit tref my hart. Wat beteken al jou jare se werk, jou sukses, as dit op die ou end net in bokse of swart sakke opeindig? Die vraag wat hy vra, was dit reg of verkeerd? Dis nogal 'n konfrontasie. Dis 'n groot vraag. Dit gaan oor daai materiële dinge wat ons nalaat. En die pyn, soos hy dit stel, om self jou liefgoed, dis so 'n mooi woord daai. Ja, liefgoed. Dis nie net besittings nie. Nee, dis nie goed met emosie aan. Om dit te moet verstrooi. Dit raak aan daai universele proses van loslaat. Dit vang daai knop op die maag, né? As jy moet goed weggee of deur iemand se goed gaan wat weg is. Dit laat jou dink oor wat regtig saak maak as alles wel net verdamp. Jy het seker al self. O ja, ek dink meeste mense het al. Dis amper deel van grootword van lewe. En daai loslaat, dis nie net van goed nie, né? Die bundel is vol afskeid van mense. Dis 'n groot tema. Ja, beslis. En dit kom in verskillende forme. Jy kry die sagter soort afskeid, soos in totsiens ons darling vir 'n ou godsman en Juliana, wat haar man kort daarna gevolg het. Dis amper soos 'n huldeblyk. Respectvol. Dan is daar die een vir 'n vriendin, Marita. Die beeld van die diep drif wat sy alleen moes oorsteek. Dis meer eensaam. Maar dan afskeid. Dis 'n ander kaliber. Daai skielike verlies. Ja, die skok daarvan. Die beeld van 22 sonne wat gelyk ondergaan. En dan net die yswind van die ruimte wat oorbly. Dit gee my koue rillings. Dit beskryf daai gevoel van totale absolute verlatenheid na 'n skielike dood. Presies. Jy sien die hele spektrum van rou in die bundel, van die viering van 'n vol lewe
tot daai rou koue skok, gesimboliseer deur daai verdwaalde vuurvlieg in die donker. Dis baie treffend. En dit wys ook hoe diep ons aan diere kan verbind. Vaarwel Bella, oor sy hond. Dis okay om so diep te voel oor 'n dier se verlies. Dit wys net hoe hierdie persoonlike verliese, groot en klein, deel is van die tapestrie van daardie jaar 2023. En van daai baie persoonlike plek kyk die digter dan ook uit na die groter wêreld. Hy skram nie weg van die sosiale en politieke dinge van 2023 nie. Belangrik om hier net weer te sê, ons rapporteer bloot wat in hierdie bronne staan. Ons neem self geen politieke standpunt in nie. Ons kyk net na hoe die digter dit ervaar en verwoord het. Vredesmôre is 'n goeie voorbeeld. Ja, die kontras is ongelooflik daar. Die rustige sonsopkoms in Stilbaai, duwe wat koer, en dan tegelyker die bloedmoddermoeras van die Hamas-konflik duisende kilometers ver. En hy bring openbaring ook in. Dis nogal iets om daai twee wêrelde so langs mekaar te sit. En daai globale spanning, dit word verder oopgebreek in Apokalips. Hy gebruik sterk taal daar, praat van die aarde wat skeer langs die eeueoue familiefoutlyn van Abraham se kinders, van ideologiese bankrotskap, nasies wat mekaar verteer, tegnologie wat gebruik word vir vernietiging, beelde wat, soos hy sê, soos 'n rillerseepie oral in sitkamers uitgebraak word. Dis nogal grafies. Ja, dit is. En dan bevraagteken hy die idee van 'n Merry Christmas te midde van dit alles en eindig met daai Arameese woord, Maranatha. Kom, Here. Dis 'n roepstem ja, in 'n wêreld wat stikkend voel. Die Midde-Ooste konflik kom weer op en askies en tranevolk. Askies voel amper soos 'n gebed of 'n pleidooi aan Abraham, Isak, Jakob. Dit gaan oor hoe ons hier dalk vergeet het van die dieper wortels van daai konflik. Jakob by Jabok. Hy vra of daar vir ons ook nog 'n Jabok wees. Dis diep. En tranevolk is meer direk, né? Verwys na 7 Oktober, die geweld daarna, daai oog vir 'n oog siklus. En weer eens, dis die digter wat vra, is hierdie lyding dalk 'n bloedige paaiement vir 'n uitgestelde Armageddon? Dis sy vraag, sy worsteling wat ons hier sien. Dis belangrik om dit te onthou en dan swaai die fokus terug, huis toe, Suid-Afrika toe, in nogtans. O ja, nogtans. Dis basies 'n lys, 'n litanie van dinge wat volgens die digter nie werk nie. Transnet, spoornet, waterwese, poskantoor, Eskom, munisipaliteite. Jy weet, die lys gaan aan. Dis nogal somber. Dis 'n opsomming van baie mense se frustrasies, ja. Maar die gedig stop nie daar nie. Dit eindig met daai woord, nogtans. Presies, ten spyte van dit alles, kies die spreker, nogtans sal ek vanoggend my verheug in die Here. Dis 'n doelbewuste keuse. Dan is daar anders. Dis meer allegories. Ja, dis tongnetjies, maar met 'n skerp punt. Hy gebruik daai BCE en CE, before current era en current era, op 'n snaakse manier om 'n verskywing te beskryf. In BCE was dit werk, anders kry eet, en dinge het gewerk, sê die gedig. In CE, sê hy, het dit gegaan oor wie jy ken, maatjies gee, sodat anders kon eet, en die einde is nogal ironies, 'n stelsel wat sukkel, net kolkol werk, maar die meeste kry nog kos, en die ou wat werk se naam is Foo. Weereens, dis die digter se kommentaar, sy blik op dinge, soos ons dit lees in die bronne. Dit is fascinerend hoe hy hierdie swaar goed persoonlike verlies, politieke spanning, sosiale probleme, hoe hy dit balanseer met oomblikke van, wel, puur verwondering, eksistensiële vrae. Hy kyk nie net na die grond nie, hy kyk op ook. Ja, dis belangrik. Dink aan omtreksnelheid, daar's 'n Engelse weergawe ook, circumferential velocity. Daai bewustheid van waar ons is, hy noem sy koördinate, 34.36 grade suid. En hoe vinnig ons eintlik beweeg saam met die aarde, amper 1400 km/h. Dis nogal iets om oor na te dink, ja. En te midde van daai verstommende wetenskaplike feit, bly die vraag, hoekom hoor ek elke môre die woorde, laat daar lig wees? Dit sluit so mooi aan by entropie, wat ook in Engels daar is. Terwyl die wêreld stry oor politiek en die Midde-Ooste worstel met wat hy noem die genesis van Openbaring, miskien eindtyd goed, fokus die digter liewer op die openbaring van Genesis. Die skepping self. Ja, die wonder van elke sonsopkoms.
Dis amper 'n doelbewuste keuse om orde en betekenis in die natuur te vind, juis wanneer mense dinge so deurmekaar krap. Dis 'n kontras tussen menslike chaos en, wel, goddelike orde of natuurlike orde. 'n Soeke na iets wat vas staan. En daai soeke, dit kom ook speelsteur in Miskien. Hier speel hy met geloof, naïewe storieetjies teenoor wetenskap, evolusie, oerknal, DNA, natuurlike seleksie. Hy gooi alles in die pot. Ja, selfs termodinamika se tweede wet, entropie, dat dinge juis neig na chaos, nie orde nie. Dis nogal slim ingeweef. En hy gee geen maklike antwoorde nie. Hy eindig met 'n vraag oor die evolusionêre eindpunt en 'n knipoog na Dante se Inferno. Daar sal genoeg tyd wees om te sien hoe dit uitdraai. Dit voel of hy gemaklik is om in daai onsekerheid te leef, om die vrae te vra sonder om al die antwoorde te hê. Ek dink dis 'n sleutel. Wat deur al die gedigte loop, is daai vermoë om die groot abstrakte goed, politiek, twyfel, tyd, te anker in die hier en nou, die konkrete, die persoonlike, daai N4-rit, die hond wat doodgaan, die sonsopkoms. Dit maak daai groot temas onmiddellik erkenbaar vir jou as leser. Goed so, om saam te vat. KPJ Neel se Almiskie is, dis veel meer as net gedigte oor 2023. Dis 'n deurleefde reis. Dit vang die hele spektrum van daai jaar vas. Die persoonlike hartseer, die verganklikheid, die frustrasie en angs oor die wêreld en ons eie probleme hier, maar ook, en dis belangrik, daai oomblikke van diep verbintenis. Soos met die kleinkind in Baby Lara. Ja, daai teerheid, of die dankbaarheid vir gesondheid in genadetyd. Die bundel leef regtig sy titel uit, Almiskie. Dit erken die swaar, maar dit hou vol. Dit soek na lig, na betekenis, ten spyte van alles. Dis hoe hy daai groot vrae grond in klein oomblikke, wat dit so treffend maak. Inderdaad, en miskien net om die luisteraar met 'n laaste gedagte te los. Uit die bundel self, daar's 'n gedig Ben. Dit gaan oor iemand wat duidelik diep verbind was aan sy plek, sy mense, die erfenis van die rins en tuine. Die gedig beskryf hom as iemand met 'n brinnende versigtiging dat ons mag sien. En die gedig, miskien die hele bundel, eindig met 'n vraag wat so 'n bietjie in die lug bly hang. 'n Vraag wat verder gaan as net die gedigte. Dit vra: sal sy dringende versigtiging dat ons mag sien net maar stilweg vervaag of 'n echo wees wat duisendvoudig terugroep, ons het gehoor? Dis 'n vraag wat ons almal moet antwoord, dink ek, wanneer ons met kuns soos hierdie te doen kry. Wat sal jou antwoord op daardie echo wees? Iets om oor te dink.